Goeiemôre gemeente. En die Here groet jou met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die woordverkondiging kom uit Jakobus 1. Ons gaan lees vers 1 tot 8. Die fokusverse is verse 2 tot 4 en ek lees uit die 1983 vertaling, Afrikaanse vertaling, Jakobus 1. En ek lees vanaf vers 1 tot vers 8. Jakobus 1 van vers 1. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, groete. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eindtyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid. En hy sal dit hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Ja, beproewings, nee, ek dink ons almal ken beproewings. En ons kan dit maar te wagte wees. Die Bybel waarsku die Here ook vir ons, nie? Soos Jesus kort voor sy kruisiging het hy gesê aan sy disippels: "Dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin." Ja, dis 'n sondegevalle wêreld waarin ons lewe, wat geken word aan moeilikheid en swaar kry, en ek dink 'n paar van ons kan vanoggend hier opstaan vertel ook, nê? Moeilikheid wat jy beleef het in die week, swaar kry wat jy beleef het, en hoe moet ons dit hanteer? Hier is tog hoop, nê? Want Jesus sê ek het die wêreld klaar oorwin. So ons kan hierdie uitdagings, 'n sondegevalle wêreld met sy uitdagings, ons kan dit hanteer, want Jesus sê hy het klaar oorwin. Maar ons moet bietjie kyk vanoggend, wat is die doel van beproewings? Wat is die doel en hoe moet ek dit hanteer? Nee, die swaar, die moeilikheid in my lewe. Wat is die doel? Hoe moet ek dit hanteer? Wil ek veral kyk. Nou Jakobus, hy skryf van die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, nê? Daar's verjaagde Christene. Nadat Stefanus, nê, 'n marteldood gesterf het, julle weet Paulus wat toe nog Saulus was, het ook daar was 'n getuie gewees hoe hulle hom gestenig het, Stefanus, en van daar af het hulle die Christene in Jerusalem begin vervolg. En baie Christene het gevlug, nê? Na Samaria, Judea, Fenisië, al die plekke, hulle het waar hulle gaan, soos hulle uitmekaar gejaag is, nê, waar hulle gaan, het hulle die evangelie verkondig. En julle weet om 'n vlugteling te wees is nie maklik nie, nê, daar is maar baie uitdagings, beproewings. En dis aan wie Jakobus skryf, aan hierdie verjaagde gelowiges, dat hulle moet volhard, nee, en hulle moet hulle geloof bly prakties uitleef. Want die versoeking is groot om te sê, nee, wat kom ek wees maar net stil. Ek maak nie reactions hier waar ek gaan nie. Maar Jakobus sê, nee, volhard in die geloof. Al is daar die swaar wat julle beleef as vlugtelinge. Nee, en leef jou geloof prakties uit. En dan so in hierdie skrifgedeelte gee ons verdere perspektief op swaar kry in die lewe, op moeilikheid. Hy sê, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerhande beproewings oor julle kom. Nou julle weet ook, daai bly wees, die 53 vertaling sê, ag dit loutere vreugde. Nee, wanneer beproewings oor jou kom. En ek weet nie of jy vanoggend so voel nie. Of jy met so 'n breë glimlag sit oor die beproewings wat jy beleef het nie. Maar dis wat ons aanmoedig. Ag dit, wees baie bly onder allerhande beproewings. Nou, hier staan nie, wees baie bly as allerlei beproewings oor julle kom nie. Hy sê wanneer, so dit gaan gebeur.
Nee, dis 'n sondegebroke wêreld. Daar gaan beproewings oor. So moenie verbaas wees as jy moeilikheid kry in hierdie lewe nie. Wow, wat nou gebeur? Och nee, alles nou verby. Ek kan nie meer glo of so nie. Dit gaan gebeur. Dis 'n sondegebroke wêreld. Wees ook reg daarvoor. Nie as nie, wanneer dit gebeur. En dan sê hy allerlei beproewings. Is natuurlik beproewings wat mens beleef omdat jy 'n kind van die Here is, omdat jy getuig van Jesus. Hy praat van daai swaar en stryd en vervolging wat jy beleef ook, maar is ook nie net dit nie. Allerlei beproewings, nê. Dit is nie net geregverdige beproewings wat jy beleef vanweë jou verkeerde besluite omdat jy toegegee het aan versoekings en nou ervaar jy die gevolge daarvan, ook dit, nê. Maar ook daai onregverdige beproewings wat jy kan beleef. Nee, waar jy onregverdig behandel word. Wanneer daar 'n ongeluk plaasvind, 'n ramp jou tref. Soos alle beproewings. Nee, moet jy baie bly wees. Al die swaar kry in die lewe, die moeilikhede, moet jy blydskap ervaar, vreugde hê. Nou, hoe jy bly wees, nee? Ja, ons moet nou bly wees. So, jy moet nie eintlik hier vanoggend iemand met 'n lang gesig sit nie, nee? Almal moet eintlik bly wees. En as die Here loof en prys, dan moet ons hom loof en prys uit die hart uit. Nee, dis wat hy sê. Nou, of ag het loutere vreugde. Om dit te verduidelik, hierdie blydskap of vreugde, om dit te verduidelik wil ek dit vergelyk met geluk. Nee, geluk, happy. Geluk is 'n positiewe emosie wat jy ervaar weens gunstige omstandighede. Nee, jy is baie gelukkig, nee, want jy's op vakansie, jy het hierdie groot geskenk gekry. Jy het daai pos gekry by die werk. Nee, jy wat ook al, jy het oorwin. Nee, dit is afhanklik, geluk is afhanklik van gunstige omstandighede. Dat het goed gaan met my. Nee, goeie uitslae gekry met die rekordeksamen of wat ook al. Nee, dit is wat geluk is. Gunstige omstandighede. Nee, dit is maar dan blydskap en vreugde is iets diepers. Is nie afhanklik van gunstige omstandighede nie. Blydskap en vreugde is wat van binne af kom. Het gaan nie oor omstandig, oor jou uiterlike nie. Maar dit is iets hier binne jou. Het kom van binne af. Diep kom het van binne jou wedergebore gees. Ervaar jy 'n blywende blydskap en vreugde, nee, in jou wedergebore gees, want jy's 'n kind van God in Christus. Jesus het vir jou sondes gesterf. Jou sonde is vergewe. Jy het die ewige lewe. God, alles in jou lewe, nee, is nie net die noodlot wat jou tref nie. God gebruik dit selfs. Hy is in beheer. Hy laat dit tot jou beswil dien. Selfs die moeilikheid in jou lewe, die swaar kry. Gebruik die Here tot jou beswil. Dis 'n vreugde en blydskap wat hier van binne af jou wedergebore gees van wat is my waar in Christus. En as jy werklik weet wat vir jou waar is in Christus, kan jy in alle omstandighede blydskap, vreugde ervaar. Ja, my moeder is so Vrydag, dink 2 weke terug oorlede, skielik, was bietjie vir ons 'n verrassing gewees. Nee, en sy is oorlede en was donderdag was haar begrafnis gewees. En dit was hartseer, nee, ons mis haar. Ons het gerou. Maar nie soos mense sonder hoop nie. Daar was regtig hoop. Dit was selfs 'n vreugde en 'n blydskap wat ek ervaar het met die begrafnisdiens, die gedenkdiens, dankbaarheidsdiens van my ma. My broer se seentjie, hy's nog nie laerskool, hy het gesê, en dis nou hoe 'n kind dit sal uitspreek nie, dit was die lekkerste begrafnis waar hy nog was. So verstaan julle, dis hartseer, dis nie gunstige omstandighede nie. My ma is oorlede, my pa is ook al oorlede nie.
dit is nie goeie omstandighede nie, maar daar's tog 'n blydskap en 'n hoop hier van binne dat dit die lekkerste begrafnis was wat ons nog beleef het. Dis bonatuurlik. Dit is en dan, nee, God laat alles in jou lewe tot jou bes wil dien vir die doel wat hy met jou lewe het. En ek kan nie dink as ek nie geglo het in Jesus nie, as ek nie God geken het nie, hoe dit moet wees om 'n geliefde te begrawe. Dis nou die einde, is nou klaar. Kyk, daar's niks, net 'n liggaam gaan nou vergaan. Nee, grond tot grond is niks. Dit was hartroerend toe ons die graf oopgemaak het, waar my pa ook begrawe is, en jy sien, daar gaan my ma ook nou. Maar as ek nie daai hoop gehad het nie, as ek nie die Here in my lewe gehad het, daai blydskap en vreugde binne, ek weet nie hoe is dit om 'n ongelowige te wees nie. Dit moet baie erg wees. Dit moet baie swaar wees. Dan moet nie hoop wees nie. En dan, omdat dit alles my waar is in Christus, ek het die ewige lewe, ek het 'n Vader wat vir my sorg. Verander Jesus al my swaar kry en moeilikhede wat ek in hierdie lewe ervaar, al die swaar kry en moeilik, verander hy in beproewings. Beproewings, en hier word verskillende woorde gebruik in die Grieks vir beproewings. En wat beteken, hierdie Griekse woorde wat hier gebruik word vir beproewings, wys daarom om egtheid van 'n persoon se geloof en karakter te leer ken, deur dit deeglik en intens te ondersoek, dit te toets in die praktyk. So dit is werklik om ou se geloof, waar slaan die tekkie die teer met jou geloof? Dit is om die egtheid en die waarheid van jou geloof te ondersoek en te leer ken, deur dit te toets in die praktyk, wanneer omstandighede nie lekker is nie. Om jou karakter en jou geloof te toets, te ondersoek, reeds wanneer dit nie lekker gaan nie. Wanneer daar vervolging is. Dan sien jy eers wat glo mense. In moeilike tye, dan eers kom jy agter wat glo mense werklik. Dit is baie maklik om te sing, God, ek vertrou U, hier is my rots, my skuilplek. Maar gaan jy dit nog steeds doen wanneer dit moeilik gaan? Swaar gaan? So dis waaroor dit gaan, Dit gaan oor al jou moeilikhede in jou lewe en swaar kry en uitdagings, maak God beproewings. En dis om jou geloof te suiwer, jou karakter te suiwer, dit sterk te maak, dat jy kan volhard. God se genade is so groot, dat hy selfs die swaar kry wat ek self veroorsaak het, deur toe te gee aan versoekings, vorm hy tot beproewings, en laat hy tot my beswil dien. Selfs jou eie dinge wat jy verkeerd gedoen het, jy sit nie gevolge, plaas dit in die Here se hande. Jy het aan versoekings dalk toegegee, plaas dit in God se hande. En Jesus, sy genade is so groot, hy draai dit om, en laat dit tot jou beswil dien. Dat die goeie ook daar kan uitkom. Alles in die lewe. Alles. Ons karakters en geloof word gesuiwer en sterker gemaak om te volhard. En ek wil dit eintlik vergelyk met rispe. Julle weet 'n rispe is 'n wurmagtig ding, is nie heeltemal wurm nie, maar dit 'n rispe, kan 'n rispe vlieg? Kan 'n rispe vlieg? Nee, jy's gedeeltelik reg. As jy hom gooi, gaan hy vlieg. Pieter sê nee, dan is jy gedeeltelik reg, So, daar is 'n transformasieproses wat moet plaasvind. Dat 'n rispe op die einde ook kan vlieg. Die transformasieproses. 'n rispe is 'n wurmagtige larwe, wat homself toespin in 'n kokon. En dan ondergaan hier die rispe metamorfose in die kokon. En dan as die tyd reg is, dan met 'n gestoei
kom daai skoenlapper of vlinder uit daai kokon, nee, dit is 'n gesukkel en 'n gestoei, en dit is 'n proses, dit is swaar. En die versoeking is groot om daai skoenlapper te help, nee, om die kokon oop te skeer, maar dit is die verkeerste ding wat jy kan doen. En as jy reeds daai gestoei en gesukkel om daar uit te kom, wat daai skoenlapper sterk genoeg maak om te kan vlieg, waarvoor God daai skoenlapper geskaap het. Moet deur daai proses gaan, daai swaar en moeilik om uit daai kokon uit te breek. Nee, en dan is dit sterk genoeg om te kan vlieg. En ons is ook gemaak om te vlieg. Maar vlieg kom ook nie maklik nie. Nee, ook 'n gestoei, gesukkel en so om te kan vlieg. Ons sien dit in die Bybel, nee, die hele Bybel praat daarvan. Moenie dink net jy het probleme nie, dit was maar nog altyd gewees. Selfs die Bybelse figure, bekende ouens, soos Moses, nee, voordat hy die volk uit Egipte kon lei, het hy moes 'n Egiptenaar doodgeslaan, toe moes hy vlug. En hy moes sy skoonpa Jethro se kleinvee in die woestyn gaan oppas vir jare. En eers later, nadat hy dit gedoen het, daai swaar, toe hy gereed om terug te gaan en die Here gebruik om daai volk uit Egipte te lei, Israel uit Egipte te lei. Maar was hier 'n proses van stoei en swaar en karaktervorming en geloofvorming. Job dieselfde. Job, dit het baie goed gegaan met hom. Nee, hy was 'n baie ryk man, suksesvolle sakeman, 'n leier in sy gemeenskap, hy het baie besittings gehad, baie kinders gehad. Julle ken daai hele geskiedenis van Job, nee. Hoe hy eintlik alles verloor het. Sy kinders is in 'n ramp, 'n tornado dood, sy slawe is vermoor, sy vee is gesteel, hy het alles verloor en 'n ashoop gaan sit. En toe sy vrou hom ook nog kom sê, man, vergeet van jou geloof, man, vloek die Here en gaan net aan. En sy vriende het na hom toe gekom. Nee, in daai moeilike tyd, nee. En hulle het hom kom beskuldig van wees sonde dat hy is waar hy is. Hy's onregverdig ook nog beskuldig. Al daai dinge. Maar op die einde sê hy, nadat hy deur hierdie vorming gegaan het, metamorfose, transformasieproses, sê hy, sy hele perspektief van God het verander. Tot nou het ek net gehoor wat mense van die sê, maar nou het ek jouself gesien. So sy perspektief van God het verander deur daai moeilike tyd. Nee, God het nuwe perspektief gekry oor wie God is. Dis nodig. Ons moet verbykom by daai kinderagtigheid nie, om te dink, God is hoofsaaklik gefokus om my ryk te maak, om my net gesond te hou, en om my gelukkig te maak. Gelukkig. Julle ken mos die wêreldse evangelie van happy. Nee, McDonald's, hulle dryf dit. Happy Macmillan, happy dit en happy dat. Ons dink ja, dit is God se fokus in jou lewe. Dit is nie God se fokus nie. Dis nie God se groot fokus om jou happy te maak. Baie keer vra jy vir ouers, wat wil jy hê vir jou kinders? My kinders moet net gelukkig wees. Net gelukkig wees. Dit is nie die groot fokus nie. Wat is God se fokus? Dat ons sal word soos Jesus Christus. Nee, dat ons getransformeer sal word. En dat ons die beeld van Jesus Christus sal vertoon. Dis God se groot fokus. Jakobus sê in vers 4 so, en die volharding moet eindtyd volgehou word, sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. Nee, dit is God se fokus. Met 'n vorm. Dat jy in die beeld van Jesus Christus kan vertoon. En om soos Jesus te word, is gewoonlik die pad van die wildernis en teëspoed. En jy word gevorm. En dis nie net Christene wat teëspoed, almal beleef dit. Jy gaan dit in elk geval wanneer jy, nee, dit gaan nie. Maar maak dit leef vanuit jou verhouding met die Here
dat hy het verander in 'n beproewing om jou geloof te versterk en te suiwer en jou karakter te vorm. Nou, dis baie maklik om vriendelik en geloof te hê en te volhard wanneer dit goed gaan. Net dan is dit nou maklik om te praat. Om vriendelik te wees. Maar wanneer jy onregverdig behandel word, dan kom die ware karakter gewoonlik uit. En jou geloof. En waar hierdie vers my so gehelp het, so Woensdag 'n week terug, nou besig met my ma se begrafnisreëlings en ons moes die Woensdag toe gaan die oggend na Ilse Marie, die reumatoloog, die spesialiste afspraak gehad. Daarna moes ons na my ma se woonstel toe gaan om papiere vir die boedel te kry en dinge, en toe is ons van daar af na die graf om te teken dat hulle my pa se graf sal oopmaak, want sy word bo op my pa begrawe en alles, en dis die hele Woensdag en dis nie lekker dinge nie. En ons jaag terug en hoop ek gaan nog 'n bietjie tyd kry om 'n bietjie ure in te sit, bietjie by werk uit te kom, voordat ek die aand 'n vergadering gehad het. En toe ons by huis kom, toe is die krag af. En my buurman sê toe vir my, nee, City Power was daar gewees en almal wie se rekeninge agterstallig is, sy krag hulle kom afsny. Maar ek sê my rekening is nie agterstallig nie. Ek was nou nie daar toe dit gedoen het nie. Toe sê hy vir my, ja, maar daar's 'n ander ou ook in die straat wat sy krag hulle ook afsny, wat nie agterstallig toe het hulle weer aangesit. Maar ek was nie daar nie. Dit vra toe nog seker 2 ure op die foon, want eers praat ek met die maintenance, toe sê hulle nee, ek moet meer rekeninge praat, en toe op die einde kry ek daarom 'n e-pos wat sê dit is wrongfully verkeerd afgesny en al ek kry 'n verwysingsnommer alles, maar dit was ure gewees op die foon. En toe die aand 'n vergadering, toe ek nou terugkom, nou ry jy terug huis toe, na die dag wat alles so verkeerd geloop het, en ry nou in, as dit 'n huis wat donker is ook nog. Almal het ligte om jou. Dan voel jy dan so, daai karakter van jou word nou getoets. En heeltyd kom hierdie vers op. Ag, dit loutere vreugde. Wees baie bly wanneer allerlei beproewinge oor jou kom. Daarin. Hier die nag, die oggend het ek nog, lyk my iewers iets fout gedoen in die gym, het ek hierdie arm tennis elmboog ook nog. Ek kan nie slaap nie. Alles net, dit loutere vreugde. Bly jy oor hierdie arm. Maar hy is nog steeds nie heeltemal reg nie. Dit loutere vreugde. En die volgende dag, eers die middag, toe kom die maintenance span daar, toe sê hulle, maar hulle kan dit nie aansny, want dit is City Power, maar hulle kan dit, ek is maar bietjie redelik moedeloos, maar ek het vriendelik gebly, dit loutere vreugde, dat ek ook hierdie teenkanting kry, dat hulle die magtig en die ander span dit kon doen. En ek sê toe net, julle, hier is die e-pos, hy sien dit, en toe bel hy, en toe kry magtig en sluit dit aan. Maar dan word jy getoets, wanneer jy onregverdig behandel word. Dit loutere vreugde. Wees baie bly. Wees baie bly. En toe het ek guns gekry by hierdie ou, die bestuurder van hierdie maintenance span, het aangesit. En dit vorm 'n mens. Dis nie maklik nie. En ek meen, dit is nou maar net sommer dingetjies wat bietjie teen jou werk, mens kry baie ergere beproewings, moeilikhede, geliefde wat nie dood afstaan, 'n ongeluk en sulke goed. Maar fokus daarop. Fokus wat is waar in Christus. Dat hy blydskap en vreugde hier van binne af kom. Want regtig, in moeilike, jy sien dit vandag met padwoede en alles, en hoe mense gevloek en geskel word. En ek sien sommer op hierdie groepe ook, dan kan jy sien jy frustrasies, hoe kom dit uit, en hoe skryf hulle sommer op hierdie veiligheidsgroep of die elektriese groep of wat ook al. Dis nie die pad om te volg nie. Fokus, wat is my waar in Christus? En in ons disipelmakers handleiding het ek toe ook hierdie gedeelte gelees wat so van toepassing, want die Here het 'n plan met alles, van J.D. Rockefeller, dis 'n baie ryk man daar in Amerika.
En ek gaan dit net vir julle lees, die wat nou nie deel is van die disipelmakers mikrogroepe nie. Daar's een stukkie wat uitgestuur is, word die verhaal vertel van J.D. Rockefeller. Hy het op 43 die grootste besigheid ter wêreld besit, en op 50 was hy die wêreld sy enigste miljardêr. Maar Rockefeller was nie gelukkig nie. Hy het 'n velsiekte ontwikkel waar die hare op sy kop begin uitval het, en die hare van sy oogbanke en wenkbroue. Hy het gesukkel met sy spysvertering en kon net beskuitjies eet en melk drink, met 'n weeklikse inkomste van $1 miljoen per week. $1 miljoen wat jy kry, maar jy kan net beskuitjies en melk. Beskuitjies eet en melk drink. Een van sy biograwe het gesê dat hy diep begeerte gehad het om liefgehet te word. Mense het hom gehaat vir die manier waarop hy sake gedoen en mense vertrap het. Hy kon nie slaap nie, het geen vreugde gehad nie. Een aand na 'n droom het hy skielik besef dat hy nie eens 1 sent saam met hom kan neem wanneer hy sterf nie. Hy het opgestaan en die Rockefeller Stichting begin en miljoene dollars aan verdienstelike sake weggegee. Stadig het sy gesondheid verbeter, sy familie en vriende kon sien dat hy weggedraai het van die geldgod af. Hy het Christus begin volg, deur wie hy sin en betekenis ontdek het, en hy was vir miljoene tot 'n groot seën. As hy nie deur daai moeilike dinge gegaan het nie, kon die Here hom nie gebruik het om vir miljoene 'n groot seën te wees nie. En die Here het ook 'n plan met jou, dat jy ook 'n seën kan wees, ook vir miljoene, duisende, honderde. Dit is wat God se plan is met ons. En laas Sondag middag aand se getuienis van Gerke ook, dieselfde. Hy het dan ek soos Job, 'n ander perspektief gekry van God, die wat nou by die getuienis was, hoe hy God se vaderlike sorg ook beleef het daar in die woestyn waar niks is. Hoe God vir die voeltjies, daar's voeltjies, hy weet nie wat eet hulle eintlik, grassade sek of so iets. Die blommetjie wat opkom nadat bietjie gereën het, wat so mooi blommetjie. As God vir dit sorg, dit het vir hom absolute waarheid geword. Hy as mens die kroon van God se skepping. Hoekom sal hy kan nie vir sy gesin sorg, maar God sal vir hulle sorg. Sal vir sy vrou en kinders sorg. Net dat 'n nuwe perspektief by hom. Dit sou nie gebeur het as hy nie daardeur gegaan het. 6 jaar se gevangenskap deur Al-Qaeda. En hy getuig nou. Het hom lekker gesprekke gehad voor die tyd en na die tyd. Net daai vaste geloof. Wat ons nie weer mag gehad het toe ons saam daar was nie. Maar nou, ons is broers, op 'n dieper vlak. Ons kyk na die lewe net die kant van die graf, daar's 'n ewigheid. Ons moet 'n ewigheidsperspektief op ons lewens kry. En dan, so die sleutel is om met blydskap, met vreugde, die beproewinge te hanteer. Maar dan gaan Jakobus, hy gee nog 'n verdere sleutel ook. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. So, wat bid ons gewoonlik? Here, maak my gesond. Here, gee vir my geld. Here, laat ek die werk kry. Dis wat ons, wat sê Jakobus, hoe hanteer jy beproewinge, swaar kry, moeilikheid in jou lewe? Vra vir wysheid van God. Bid vir wysheid. Net dit moet jou fokus wees. En dit is ook die sleutel wat jou mislukkings kan omskep in sukses. As jy vir God se wysheid bid en vra in jou lewe. Ons moet bietjie ophou bid om te dink wat ons dink ons nodig het. Laat die Here vir jou sê wat jy nodig het. Dit is wysheid. Dat God vir jou sê wat jy nodig het. Luister eerder en hoor by die Here wat is sy wysheid vir jou omstandighede. En 'n paar riglyne net vinnig en ek gaan hiermee afsluit hoe om die wysheid van die Here te ontvang. Eerstens praat met die Here oor jou probleme. Nie dat die Here nie weet wat jou probleem is. Verduidelik dit aan die Here. Maar dit gaan nie so seer dat die Here nie weet nie, maar dit help jou as jy dit begin verwoord en vir die Here beskryf wat jou probleme is.
Nee, ek weet nie of julle ook al hier 3 uur die oggend wakker lê, skrik en jy skielik wakker en al daai sorges en bekommernisse wat so oor jou kom, nee, en jy dink dis te veel en te erg. In plaas om net daardeur te worstel, bid oor daai sorges, verduidelik dit vir die Here, beskryf dit vir hom, want dit help. Nee, as jy dit eers begin beskryf en verduidelik. Ek het ook al gesien as ek 'n bietjie 'n uitdaging het en ek praat met Ilse Marie daaroor en ek verduidelik dit vir haar en beskryf dit, dan kom daar nuwe perspektiewe by my op en sy sit so ietsie in net en ek begin, ja, wow, okay, kyk so daarna. Wat van dit? Dinge wat jy mis, wat ek nie besef nie of raak gesien het nie. Selfde met God, eintlik nog meer met die Here, nê? As jy dan hom beskryf en verduidelik, dan kom maar skielike gedagte op, nê, wat jy nie nooit eers aan gedink het nie. En dis hoe God jou wysheid gee. Luister eerder. Nee, kry 'n ander perspektief, kry nuwe gedagtes. As jy dit so vir die Here verduidelik. En wag en luister na die Heilige Gees se advies. Hoe hoor ek? Wat is die Heilige Gees se advies? Deur die woord. Deur my gedagtes vol te maak met God se woord, want jou bekommernis het al dalk die woord, nee, wat soos die gelykenis van die saaiër, daai woord kom verstik in jou lewe. Net kom druk. Nee, vul jouself met die woord. Lees die Bybel. Maak jouself vol met die woord. Wees leerbaar en oop vir teregwysing. Ook as die Here vir jou wys, maar daar's 'n sonde in jou lewe, bely dit. Nee, as jy 'n sonde bely, dan is dit nie dat jy die Here skok nie, hy weet daarvan. Dit is vir jou om daarvan ontslae te raak, van die verkeerde dinge, die sondes in jou lewe. En 'n derde riglyn om God se wysheid te ontvang is, reageer op die wysheid wat God gee. Word 'n dader van die woord. Nee, dit wat die Here vir jou dan wys, gaan doen dit ook. Leef dit dan ook. Wat hy met jou praat deur die woord, nuwe gedagtes wat hy vir jou gee, gaan leef dit ook. En sit jou planne 'n bietjie eenkant. En volg die Here se plan, sy wysheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons in alle omstandighede blydskap, vreugde kan hê. Want Here, deur Jesus Christus is U ons Vader wat vir ons lief is en wat almagtig is en wat in beheer is van ons lewens en ons omstandighede. En ons het 'n vergifnis van sondes in Christus. Ons het die ewige lewe. U gebruik ook alles in ons lewens om ons te vorm, om by U doel vir ons lewens uit te kom. En Vader, kom dan ook, Here, en dat dit wat met ons gebeur, die beproewende tye waardeur ons gaan, dat ons vinnig sal leer, dat ons nie amper soos die Israeliete in die woestyn hardkoppig aangaan en hulle moes om die berg aan mekaar trek in die woestyn nie, want hulle wou nie leer nie. Laat ons vinnig leer wat U vir ons wil wys, dat ons U wysheid vinnig sal leer en daarop sal reageer en in die geloof sal volhard, gaan doen ook wat U sê. Here, dankie dat ons lewens in U hande is. Dankie dat ons baie bly kan wees in alle omstandighede. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.